Goed, kom ons kyk verder. Nou daar oorkant, daar kan u nou die Kreerhuis sien. Pragtig, né? Nou ek neem aan daar moet seker maar op 'n stadium weer 'n bietjie restaurasiewerk gedoen word, verwerk gedoen word. Maar kom ons gaan staan hier so naby. Dan kyk ons gou-gou hier deur die tralies. Dan kan mense 'n idee kry. Daar kan u sien Kreerhuis, daar word aangedui. Ek wonder hoeveel besoekers word hier afgelê, want u weet dit is nou te doen met die geskiedenis van die Afrikaner. En wel, dit staan nie almal aan nie. En hier kan 'n mens die tuine sien. En daar is hulle besig, soos jy sien, met restaurasiewerk. 'n Pragtige, suurlike toring. Dit is absoluut wonderlik mooi. Nou kom ons gaan op by die trap. Wag, hier so is 'n aanduiding dat ons te doen het hierso met 'n historiese monument. Natuurlik die historiese monumentekommissie bestaan nie meer nie, maar hulle het altyd hierdie embleem toegeken. En dan moes dit baie mooi bewaar word. National Monument, nasionale gedenkwaardigheid. Ek kan nie eintlik sien wat hier staan nie, maar goed, dit ietsie oor die kerk. Goed, kom ons gaan gou in by na die toring, na die orgel toe. Dan wys ek vir u die klein spiraaltrappetjie wat ons moet trap. So lyk dit rondom die kerk. Kyk net, nou gaan dus hier ingaan. En dis maar redelike spiralerige trappe hierdie. Ek wonder hoeveel voete het al hier getrap. Kom ons gaan in. Jy moet jou klim ken hierso. Dis maar oud. Mens met jou hand aan so 'n gebou hou en die gemeente is nie 'n ryk gemeente nie, hulle het nie altyd die geld. Kyk hoe mooi is die instelling. En so lyk dit nou hier van bo af. Salisionaal gedak. En daar aan die ander kant is die gemshoring. En dit hoort op die boonste maniaal. Zauer, Frankfurt aan der Oder. Gewerk nommer 594. Toe het al baie orgels gebou. Hierso is die onderste maniaal. Principaal Dulciane fluit. En hierdie natuurlik hierdie sibas is die pedaal se register, se klank. Ok, nou kan jy ook sien daai kant. Die oktaaf en die progresso is 'n soort van 'n mikstuur. Dit is ook vir die onderste maniaal en die violon is vir die pedaal. En daar kan jy sien. Nou daar staan die maniale kan aan mekaar gekoppel word, almal se registers kan saamgetrek word en op een maniaal gespeel word, byvoorbeeld. En die pedale, hulle kan ook al die maniaal se registers kan afgaan en gespeel word op die pedale.
En daai toetie beteken alles. Alles, maar dan trap jy op net eenmalig, nou hoef jy dit nie met jou hand te doen nie. Dis nou wanneer jy gemeente begelei, dan is dit nou baie lekker. Die pedale is nie standaard afmeter nie, is maar bietjie moeilik om te speel as jy die moderne pedale gewoond is. Maar wat 'n lieflike instrument. Kyk hoe mooi is dit. Afrondings rondom die punte van die pype. Pype staan in so 'n mooi, amper lyk of dit soos 'n houertjies. Mooi pypwerk. En daar agter natuurlik, daar kan jy sien is die pyp, die lugvoorsiening kom daar vandaan en die motor lyk my is binne in die toring. Die toring is se deur is daar agter. Nou, vriende, gaan ek halt roep. Ek is so bly ek het hierdie orgel gekry om op te speel en opnames op te maak. Nou, ek gaan die opnames plaas op die YouTube kanaaltjie. Christian Carsons, jy sal sien die ikoon is 'n orgel en verskoon maar die stadsgeluide en die werkers se soos hulle skraap en skuur om restaurasiewerk te doen. Dit moet ook gebeur. Lekker dag. Totsiens.